Nou ja, ek wil 'n reeks doen oor wat ons kan verwag wanneer daar 'n Doornbos-regering in plek kom. Nou daar's nog mense wat dink die ANC gaan nog vir die volgende 30 jaar regeer. Ek het vir jou slegte nuus. Die ANC se tyd is om. Hierdie betrokkenheid van die FSA by Suid-Afrika het alles te doen met 'n regime change. Hulle wil 'n ander regering hier in plek sit. En is interessant, dit word nou nogal openlik, mense stel dit op in verskeie berigte op YouTube. Ek sien Rob Hershoff het iets daaroor te sê, BizNews, praat met verskeie ouens oor, who's going to replace Cyril Ramaphosa? Dit word gepraat. Nou ja, want nadat die DA gaan kuiere daar by die FSA. Toe is daar vir hulle mooi verduidelik, daar kom 'n nuwe regering in plek. Dis wat vir hulle gesê het. En dit is hoekom die DA maak reg om plek te kry in die nuwe Doornbos regering. So hulle sal dans na die pype van die FSA. Dit wat die FSA vir hulle sê om te doen, dit gaan hulle doen. Maak jou nou maar klaar daarvoor. Reg. DA is 'n puppet government. Toe hulle gaan kuier nou die dag, ek dink ek wil in die Joodse staat gekuier, weet jy of hulle wil of hulle dit al gaan doen het nie. Maar waaroor gaan dit? Hulle verstaan die Jode bepaal die agenda en daarom het hulle daar gaan gat kruip daar by die Jode in die Joodse staat. Want dit gaan oor politieke mag en geld en pensioene en so aan. En daarom sal ouens soos die DA en is 'n hele paar ander organisasies wat ons gaan sien, gaan plek kry in 'n sogenaamde Doornbos regering wat eintlik 'n puppet government is. Maar hoe dit ook al sy, die vraag is, hoe gaan dit lyk vir ons gewone ou onder hierdie nuwe puppet government wat inkom? En iets wat ek sien in Australië, sowel in Skotland, sowel as in Brittanje, is dat hulle die reg tot gebed begin wegvat. Luister mooi, jou reg om te bid begin hulle wegvat. Ons sal 'n bietjie praat oor die situasie in Skotland en so aan. Daar gooi hulle dit oor 'n ander boeg, menende, hulle het 'n ander rede vir wat hulle nou in plek wil sit. Maar die een in Australië gaan dan nou daaroor new law criminalize praying with someone about gender, sexuality, identity, international Christian concern. Dit was die 17 April 2025 wat hierdie berig uitgekom het. Hier's nog een new Australian law makes certain prayers unlawful. Reg. En in hierdie geval mag jy nou nie saam met 'n ou bid oor sy seksuele identiteit of sy gender identity, sê maar dis nou iemand wat LGBTQ is en nou wil hy wil nou bekeer, kom ons sê hy wil bekeer, of wat ook al, nou vra hy vir jou om saam met hom te bid. Selfs so 'n gebed kan jou strafbaar kry vir 5 jaar. Selfs al word jy gevra om saam met so 'n ou te bid oor sy probleem. Nou, hy het na jou toe gekom. Nou bid jy saam met hom. So iets kan jou in die tronk kry vir 5 jaar. Dis Australië. Reg. Nou wat gaan hier aan? Mense sal sê, ja, maar los hulle nou, as die ou nou LGBTQ is, en los hom, hoekom sal ons nou sukkel met 'n ou se gender identity, en so aan? Dis alles kommunistiese terme wat hulle ingevoer het, Joods kommunistiese terme. Maar dit gaan hier oor, hulle soek 'n rede om gebed te begin verbied. En hierdie is 'n baie oulike rede om te sê, wel, 'n pastoor kan nou nie meer bid hieroor nie, en hy kan nie saam met 'n ou bid oor hierdie saak nie, so, indien so 'n geval gebeur, wel, en dit kom uit, wel, dan gaan ons hom toesluit. Maar hierdie is net die begin. Dit is soos met die rokers daai tyd. 'n roker mag nou nie rook in 'n restaurant nie, dan moet hy in 'n spesifieke area gaan sit. En die rokers is geteken, want baie mense gaan saamstem. Hulle sê wel, rook is nadelig en ons gaan nie sit by 'n roker nie, so. Hulle moet verkieslik op hulle eie spasie sit. En dan binnekort, en dan wat het gebeur is oor tyd, dan raak die wetgewing teen die rokers al hoe strenger, of jy nou van rook hou of nie rook hou nie, ek rook nie, maar ek sien die gevaar. So, daai ou wat rook, sy vryheid om te kan rook, word weggevat, hy mag naderhand nie rook in sy eie huis of in sy eie voertuig nie, maar daai wette teen rokers het 20 jaar terug ingekom. Dieselfde met hierdie. So ons het wette teen gebed. Reg, binnekort sal dit wette wees teen mag nie Bybel lees nie. Mag sekere dinge nie aanspreek nie. Mag nie praat
oor LGBTQ en hoe voel die Bybel daaroor nie. Baie binnekort sal hulle 'n kerk sal moet registreer en hy sal preek wat die regering hom sê om te preek. Dit sal niks te doen hê met die Bybel nie. En dit is waarin ons op pad is. So hierdie hele idee van ons begin gebed, ons gaan jou vryheid van geloof, jou vryheid van geloofsuitdrukking, godsdienstvryheid, ons gaan dit begin beperk deur vir jou te sê, jy kan nou nie bid saam met 'n gay persoon of vir 'n gay persoon nie. Dis 'n probleem. Nou dit is hoe hulle hom doen in Australië. Australië is 'n kolonie van Brittanje. Ou koning Charles, ek kan verskriklike lelike goed sê van hom, maar ek sal my beheer. Ou Charlie wat daai kant is, daai ou daar, hy beheer nie die land nie. So moet ons onder geen indruk verkeer dat die koningshuis daar het enigstens 'n sê nie. Hulle is 'n monopolie, hulle is 'n vrymesselaars, droods, okkultiese organisasie, nes die res. Maar hulle kroon behoort aan die pausdom. Jare terug, hier in die 11de eeu het hulle dit verkwansel aan die pausdom vir geld. Reg. En daarom oefen die pausdom die beheer uit oor die Britse koningshuis. En nou Charlie is nou 'n moslim. Hy is effektiewelik nou 'n moslim. Ons kan 'n bietjie daaroor praat op 'n stadium. En die hele pro-moslim agenda word tans gedryf in Brittanje. Maar goed, nou dit is Brittanje. Nou Australië, kolonie van Brittanje, so hulle moet ook begin om geloofsvryheid aan bande te lê. Hulle wil eintlik Christendom heeltemal ontslaa raak, Christen gemeentes, alles te doen met die Bybel gaan hulle van die tafel afvee, want dit kom daar van die Britse koningshuis af, en die Commonwealth af, en dit kom van die pausdom af. Jy moet nou net verstaan, waar is die wortel, van hierdie blik wurms. En dit loop dan nou uit, op al hierdie wetgewing wat ons sien. Ons sal dit nou sien in Kanada, in Nieu-Seeland, en so. En wanneer die Britse regering Suid-Afrika oorneem, militêr, sal ons sien dat hulle hierdie wetgewings begin implementeer in Suid-Afrika. En hierdie hele ding van geloofsvryheid en preke, en ons kan gaan luister na 'n ou wat kan preek en so aan, dit gaan hulle van die tafel afvee. Daar's nuwe planne op die tafel, ek het dit nou die dag gesien, van een of daai organisasie wat te doen het met human rights en freedom of religion en so aan, wat eintlik maar 'n beheerorganisasie is om meer wette in te bring. Daardie organisasie wil nou weer 'n voorlegging doen aan die regering, wat sê, maar jy moet eintlik registreer voordat jy kan preek. Jy moet registreer voordat jy 'n kerk kan hê. So, as Deborah hier uit haar huis uit met jou praat op WhatsApp of op YouTube, moet ek eintlik registreer. Dis eintlik waarin hulle op pad is, want as jy geregistreer is, sê jy maak soos hulle sê, of hulle vat jou registrasie weg. En dan wil natuurlik al jou toegang hê tot jou bankrekening het en so aan. Nou ja, ons weet die kerke, dit gaan hier oor belastings en so aan, en die kerke kom weg met moord in terme van belastings, maar die kerk wat die meeste wegkom met moord wat betref belastings en bedrog op dit is die Katolieke kerk, maar nou ja, hulle sal hulle boeke word nooit oopgemaak nie. So dit gaan vir hulle oor belasbare inkomste, maar dit gaan meer oor die beperking op vryheid van spraak, en dan gaan ons besluit wat jy mag preek en wat jy nie mag preek nie. Jy gaan by ons moet registreer. En hierdie ding is 'n baie belangrike ding wat ons baie binnekort in Suid-Afrika sal sien in plek kom. Laat ek vir jou sê, net die mense wat onder mekaar praat, daar in die kampe, in die komende kampe, sal die waarheid hê. Die res wat sit in die kerke van vandag, wat agterbly in die stede, wat sit by SABC 1, 2 en 3, daai ouens, hulle sal absoluut die leen by jou keelgat afdruk, en die beast system. En is net die klein groepie wat onder mekaar praat, wat die waarheid het, wat op die ou einde die waarheid sal hê. Die res sal agter die beast aanloop, reguit op pad hel toe. Hoor wat Deborah vir jou vandag sê.